Die volgende insetsel is verpak vir Radio Fynbos deur Nadine Karsten van Viva Afrikaans. Nadine is 'n onderwystaalkundige by Viva Afrikaans en sy toer met taal weekliks net hier op Radio Fynbos. In hierdie 8ste insetsel wat deel vorm van die eerste aflewering van Toer met Taal, gesels ek oor die spelling van die woord hamer. Volgens die woordelys van die 2017 Afrikaanse woordelys en spelreëls word die naamwoord hamer, waarvan die meervoudsvorm hamers is, slegs met een M gespel. En so ook die werkwoord hamer waarvan die verlede tydsvorm gehamer is. In die 2015 HAT word die volgende illustrerende sinne met die naamwoord en werkwoord hamer gegee, albei met net een M gespel. Spykers met 'n hamer inslaan, eiendom of wild of wyne op 'n veiling onder die hamer bring, 'n stuk metaal op 'n ysterblok hamer om 'n gekose vorm te verkry, en iemand se hart hamer onstuimig in sy of haar borskas. Selfs wanneer die woord hamer met ander woorddele saamstel, word dit slegs met een M gespel, soos blyk uit die volgende voorbeeldwoorde uit die 2015 HAT en WAT. Hamerhou, hamersteel, hamervormig, handhamer, skoenmakershamer en ysterhamer. Ook in uitdrukkings soos hy hamer altyd op dieselfde aanbeeld met die betekenis hy praat gedurig maar oor dieselfde onderwerp, word slegs een M gebruik. Waarom is ons dan geneig om hamer met 2 M'e te wil spel? Een moontlike verklaring lê in die uitspraak van hamer. In die uitspraakwoordeboek van Afrikaans van Leroux en Pinaar, waarvan die 4de druk in 1971 verskyn het, word die uitspraak met 'n lang A-klank, dit wil sê hamer, insgelyks die Nederlandse uitspraak, of 'n kort A-klank, dit wil sê hamer, aangedui. En baie Afrikaanssprekendes spreek hamer vandag met 'n kort beklemtoonde A-klank uit. Hamer, dit sluit myself en selfs Karen Loots in. En juis as gevolg van die kort A-klank, voel dit vir baie mense asof die woord met 2 M'e geskryf behoort te word. Hierdie gevoel sluit aan by reël 11.23 in die 2017 AWS. Die reël bepaal dat 'n konsonantletter verdubbel word indien dit tussen 2 vokaalletters staan en die eerste vokaalletter 'n kort beklemtoonde klank voorstel, met die uitsondering van die I, O en U klank, natuurlik. In hamer staan die konsonantletter M inderdaad tussen 2 vokaalletters, 'n A en 'n E, waar die eerste vokaalletter deur baie sprekers as 'n kort beklemtoonde A-klank uitgespreek word. Hamer. En vanuit die uitspraak van die woord is dit dus verstaanbaar dat sommige mense verwag die M moet verdubbel. Volgens Viva se taaladviseur Maureen van Helden kan ons ook aan ander voorbeelde dink waar ons in die uitspraak onderskeidelike kort A-klank hoor, soos in kanon en galery, en 'n kort O-klank, soos in komitee, hoewel ons hierdie woorde ook slegs met een N, L en M spel. Nou, hierdie skynbare teenstrydigheid tussen die uitspraak en spelling kan egter verklaar word aan die hand van die grondbeginsels waarop die Afrikaanse spelling berus. Hoewel een van die grondbeginsels van die Afrikaanse spelling bepaal dat die spelling van Afrikaans op die klankstelsel van standaard Afrikaans gebaseer is, onderskei ons boonop die grondbeginsel van tradisie, waar die huidige spelling en skryfwyse van woorde in 'n hoë mate bepaal word deur die tradisie waar volgens standaard Afrikaans reeds langer as 'n eeu gespel en geskryf word. En dit is juis hierdie grondbeginsel wat vir hamer geld. Reeds in die 1917 AWS se samestelling soos hamerkop, klophamer en smitshamer met slegs 1 M opgeteken, ondersteun deur 'n verduideliking in die 1931 AWS, dat ons byvoorbeeld aanbeeld, ambye, arbeye en hamer met een konsonantletter spel, hoewel die uitspraak
van die forme met 'n kort A-klank reeds op hierdie stadium baie gebruiklik in Afrikaans was. Maar hoekom? Sodat dubbele spelforme vir dieselfde woord voorkom kon word. Hierdie spellingtradisie is ook in ander daaropvolgende uitgawes van die AWS voortgesit en in die 2017 AWS word sowel die naamwoord hamer as die werkwoord hamer steeds met 1 M gespel. Die spelling van hamer illustreer dus hoe die tradisiebeginsel in hierdie geval swaarder weeg as die verwagting wat sommige sprekers oor die spelling van die woord het op grond van die hedendaagse uitspraak daarvan. Die Engelse spelling, hammer, met 2 M'e, kan hierdie verwagting natuurlik verder versterk. Kom ons vat saam. Die uitspraak van die woord hamer met 'n kort A-klank kan die indruk skep dat die M volgens reël 11.23 in die AWS moet verdubbel. Die AWS was reeds in 1931 bewus daarvan dat hamer dikwels met 'n kort A-klank uitgespreek word, maar het doelbewus die tradisiebeginsel laat geld om dubbele spelforme vir dieselfde woord te voorkom. En die gevestigde Afrikaanse spelling is reeds langer as 'n eeu hamer met 1 M. Dankie dat julle saam geluister het.